gaan vleispryse R100 per kilogram draai. Volgens Sarel de Tooy, voorsitter van die DAS groep, wat onder andere Desert Wagyu en Rio Meat Processors besit, is dit onwaarskynlik. Maar hy sê in 'n impulsiewe mark kan enigiets gebeur. Tydens sy aanbieding Namibiese vleisbedryf in perspektief by die Kalkveld Agri-Megadag op 21 Junie beskryf hy die huidige krisis in Suid-Afrika as die perfekte storm weens die back and close uitbraak daar. Hy sê prakties gesien is die hele Suid-Afrikaanse stelsel basies onder kwarantyne. Die krisis het duidelike implikasies vir die Namibiese vleisprodusente. Kyk die volledige aanbieding op ons YouTube-kanaal, die skakel is in die Facebook-post. Daarna luister ons na Thorsten Kop van Otjiwarongo Motors en Tractors oor die Maggie Ferguson vierkant en ronde baler wat hulle ook by die Agri-Megadag uitgestal het. En dan laastens kuier ons vandag in ligter nuus met Jackie Karunga van GJK Farming op die plaas Welmar, net buitekant Osire, en sy vertel oor haar ingelegde produkte wat hulle uit hulle groentetuin kry. In vandag se Agri-Monitor nuus kyk ons na kernuitsprake van Sarel de Tooy, voorsitter van DAS Groep, eienaars van Rio Meat Processors en Desert Wagyu, oor die perfekte storm waarin die vleisbedryf in Suider-Afrika dit self vind. Die Suid-Afrikaanse vleisbedryf gaan oor die volgende 2 maande onder geweldige druk verkeer as gevolg van die back and claw uitbreek by Karen Beef, sê Sarel. Die Suid-Afrikaanse regering volg 'n sogenaamde blanket approach waar alle beweging tot stilstand kom terwyl beheer gevestig word. Die wesenlike probleem is egter dat daar is nie genoeg enstof of personeel beskikbaar om die stelsel doeltreffend te bestuur nie. De Tooy bespreek ook die moontlikheid dat die slagpryse R100 per kilogram kan haal. Hy meen dit is onwaarskynlik, maar waarsku dat die mark baie impulsief kan wees. Die Suid-Afrikaanse back and claw uitbreek impak op Namibië is egter reeds merkbaar, sê hy. Hy sê Suid-Afrikaanse kopers soek dringend vleis, maar vaste kontrakte bly skaars. Hy sê hierso verbruikers weerstand sowel as Meatco en Beefcore se Noorse kwota beïnvloed dit. Verder wys hy op die onsekerheid oor hoe lank die BKS-krisis gaan duur. Optimiste praat van die volgende 3 maande, pessimiste van tot 11 maande. Hy sluit af met insigte oor die 4 slagpale in Namibië, Meatco, Beefcore, Rio Meat Processors en Savannah Beef. En hy glo dat Namibië genoeg diere het om aan hul kapasiteit te voldoen en hy verduidelik ook hoekom in vandag se program. So op hierdie stadium binne die hele Suid-Afrikaanse konteks dink ek kan ons eintlik dit baie mooi opsom deur te sê die vleisbedryf bevind hom tans in 'n perfekte storm. Wat beteken dit aan die einde van die dag? Ons kyk na die back and close hier in Suid-Afrika, die impak hiervan is tans nog redelik onseker, doch is dit reeds aanvoelbaar. Back and close hier is bevestig nou in al 3 die voerkrale van Karan. Dit is by 'n Noord-Kaapse slagpale reeds opgestel, dit is by enkele produsente reeds bevestig. So ons sit met 'n redelike groot dilemma in Suid-Afrika in so 'n mate dat die hele Suid-Afrikaanse ons stelsel, soos ons vanoggend staan, basies onder kwarantyne is, dat beweging van diere verbied is, dat ons waarvan ek praat van 'n stelsel en 'n stelsel afhanklike omgewing is, dat die beweging van grootvee in Suid-Afrika of van vee basies gestop is. En ons dilemma waarmee ons sit is dat veeartseny in Suid-Afrika of die staat nie by magte is om die volle stelsel te kan hanteer en te bestuur nie. Personeel is hoegenaamd nie toereikend op hierdie stadium in terme van getalle, van beweging en van aktiwiteit nie. So die Suid-Afrikaanse stelsel gaan hom in die volgende 2 maande onder geweldige druk, baie gedruk ervaar om diere nie net te beweeg nie. Die impak van die back and close en die uithaal van die hoeveelheid diere wat uit die stelsel uit weggevat word nou uit die voerkrale uit, is geweldig omvangryk. 80% van die vleis in Suid-Afrika kom uit die voerkrale uit.
ongeveer 2 miljoen karkasse 'n jaar word uit die Suid-Afrikaanse voerkrale vir die verbruiker in Suid-Afrika en ook nou vir die uitvoermark geslag. So as jy 80% van die mark uithaal, ons neem net Karren as 'n voorbeeld, Karren hanteer tans 35% van die Suid-Afrikaanse vleisverbruiker se vleis deur sy voerkrale. So al 35% uit die handelsomgewing uit, dan kan jy sien wat die impak daarvan is. Tans het ons sien ons in Suid-Afrika 6 weke terug was die vleisprys in Suid-Afrika, die produsenteprys 10 tot 15% agter die Namibiese prys. Huidiglik teen gisteroggend was hy 15% bo die Namibiese prys. So ons het gesien dat A-grade in sekere omgewings oor die R90 per kilo gegaan het. Die gemiddelde prys het op R83 gestaan Vrydagoggend of gisteroggend. Die verdere, die swakker grade se pryse was redelik naby aan die Namibiese se merk gewees, maar ons beter grade. Ons weet nie waarheen dit gaan draai nie, want ons weet nie wat die handelsomgewing se reaksies sal gaan wees nie. So op hierdie stadium is die algemene gevoel in Suid-Afrika binne handel sowel as nywerheidsomgewing is om die industrie nog 'n week of 2 kans te gee om te sien waarheen dit beweeg. Die staat wat ons praat van 'n blanket approach, 'n kombers benadering, wat die hele bedryf besig is om toe te maak, om te sien in watter mate hulle beheer kan gaan uitoefen. Ons sit met 'n praktiese dilemma in Suid-Afrika dat daar nie genoeg enstof is tans om die stelsel te kan hanteer en die probleem te kan ondervang nie. Botswana se departement van veeartseny lewer op hierdie stadium en doen hulle bes om genoeg enstof te probeer in die stelsel inkry, maar daar is 'n tekort aan enstof soos ons vanoggend hier staan. So ons weet nie hoe gaan ons die Suid-Afrikaanse bedryf uit die verknorsing uitkry binne die volgende 2-3 maande nie. Haal jy 25% van die vleis uit die stelsel uit, vraag en aanbod bepaal maar aan die einde van die dag waar jy in prys gaan. Ongelukkig het ons reeds die afgelope week al gesien dat verbruikersweerstand het in sekere opsigte die ouens net opgehou vleis koop of baie minder vleis begin aankoop. So die verwagting dat daar pryse van oor die R100 per kilogram gaan kom op hierdie stadium, dink ek is nie regtig haalbaar nie. Maar ons weet nie, dis 'n baie impulsiewe gedragsomgewing, so ons moet maar die volgende week of 2 dophou presies hoe dit gaan uitspeel. Hoe beïnvloed die BKS of die back and closure probleem in Suid-Afrika ons Namibiese mark? In die eerste plek is daar tans nog bespiegeling in watter mate hulle die gebruik en die hantering van alle vragmotors wat lewende hawe in Namibië gaan inkom, gaan stopsit en verboed of verhoed en verbied om lewende hawe heen en weer oor die grens te kan versprei of te beweeg. Die dilemma met die back and closure virus as sulks, dit is die verspreiding vind grootendeels maar plaas deur nat mis in kraalomgewings en deur water, veral by drinkbakke. Nou as ons kyk na ons vragmotors wat lewende hawe vervoer, die meeste van die vragmotors het grit onder in sy bak. Die ouens is veronderstel om die bakke skoon te spuit. Die bakke word nie heeltemal skoon gespuit nie. Die vermoede op hierdie stadium bestaan is nog nie bevestig is nie dat Karren tussen sy 3 krale die verspreiding plaasgevind het juis as gevolg van die vragmotors wat diere sentraliseer en op sentrale plekke inbring, wat backgrounding vir hulle doen en daarvan af diere wat weer vir verslagting reg is tussen die onderskeie voerkrale en die onderskeie eenhede van hulle vervoer het en op daai manier kruiskontaminasie plaasgevind het. Daar is nog nie ten volle bevestig nie, so ek sê weer, baie persepsies, baie opinies, feite op hierdie stadium dink ek gaan in die volgende week, 2 weke, beter na ons kant toe kom. Die impak daarvan is dat vir die Namibiese vleismark as sulks, daar's 'n groot vraag op hierdie stadium uit Suid-Afrika uit. Ons sit gereeld, inteendeel vanoggend 'n vergadering weer met Shoprite in Stellenbosch. Die ouens soek almal vleis, maar almal is versigtig hoe die mark daar buite gaan reageer, die verbruikersmark. Soos ek gesê het, die ouens is al reeds besig om weerstand op te bou. So niemand wil op hierdie stadium regtig nog sy kop uitsteek en kontrakteer vir Namibiese vleis nie. So dat ek dink en ons aanvoeling en gevoel op hierdie stadium is dat ons in die volgende 2-3 weke tog redelike navraag uit Suid-Afrika gaan kry vir Namibiese vleis.
Ons dilemma in Namibië met die huidige verskaffers is dat Meatco en Brewer of Beefcore tans nog stoei om hulle Noorweegse kwotas te kan volslag, wat hulle onder verpligting is om daai kwotas so vinnig as moontlik klaar en reg te kry, so ons weet nie hoeveel vleis uit Namibië op hierdie stadium beskikbaar gaan wees vir die stelsel in Suid-Afrika nie. Wat wel 'n groot impak in Namibië op ons plaaslike industrie kan hê is die beweging van speenkalvers. As die beweging van vragmotors van lewende hawe trokke beperk gaan word en heel moontlik gestop gaan word, dan sien ons dat daar soveel as 8.000, tussen 8.000 en 25.000 kalvers minder uit Namibië Suid-Afrika toe sal skuif as gevolg van hierdie bekken-klauseer probleem. Daar gaan jaarliks ongeveer 200.000 kalvers uit Namibië uit na die Suid-Afrikaanse voerkrale toe. Tussen 10 en 15% van die Suid-Afrikaanse voerkraal se bevolking kom uit die Namibiese mark uit in die vorm van speenkalvers. So ons vermoed en op hierdie stadium is ons verwagting dat daar ongeveer tussen 8 en 25.000 minder kalvers oor die grens gaan beweeg. Dit kan en mag 'n impak hê op veilingspryse. Ons het hier en daar al gesien dat by die veilings minder diere aangebied word. Ons het reeds gesien dat hier en daar pryse 'n klein bietjie afwaarts beïnvloed word, dog 'n redelike onsekere omgewing. So, ek dink op hierdie stadium klein bietjie vroegtydig en dan nog baie spekulasie is oor presies wat gaan gebeur, maar ons voorsien wel dat die plaaslike veilingspryse 'n klein bietjie onder druk gaan kom, wat in kontras is met dit wat in die slagmerk of in die mark aan die gang is. Ons sien dat daar 'n klein bietjie opwaartse beweging is in die pryse by die slagpalings. Ek dink daar is pryse wat reeds baie na aan R70 en by die R70 draai 'n kilogram vir jou beter grade. So 'n klein bietjie kontras met veilings wat moontlik kan afkom en slagpryse wat moontlik kan styg, veral as daar dan nou uit Suid-Afrika uit 'n groter vraag gaan ontstaan in die volgende 2-3-4 weke. Wat die tydperk en die invloed van BKS gaan wees, ook nog spekulasie. Dit hou af hoe vinnig die staat en weer eens die stelselgedrewe omgewing beheer gaan kry oor wat daar tans in die mark of tans in die veld aan die gang is. Ons vermoede is dat dit 'n minimum van 3 maande, nie vermoede nie, gebaseer op dit wat reeds op die tafel is en die inentingsprogram dink ek dat ons ten minste 3 maande gaan vat om hierdie probleem onder die knie te kry. Dit kan selfs langer vat. Daar is pessimiste wat sê dat ons vir die volgende 11 maande gaan sukkel. So ons moet kyk hoe prakties hierdie ouens op grondvlak hierdie probleem vir ons opgelos gaan kry. Dan die volgende wat ek net vinnig wil sê, daar is nuwe toetreders in die mark. In die Namibiese mark toetreders is RMP of Rio Meat Processors, wat nou reeds, soos ek gister gesê het, hulle audit afgehandel het, wat in die mark nie gaan toetree tot uitvoer van vleis en die hantering en verslagting daarvan. En dan weet ons dat Savanna ook aan die kom is, dat Savanna beoog om, ek dink in die orde van November, of graag sal wil begin slag. Ons opinie op hierdie stadium, gegee die feit dat ons reeds 2,5 jaar lang gebou het en gesukkel het om DVS so ver te kry om audits te doen, om sisteme af te teken en om goedkeuring te gee aan prosedures, voorsien ons nie dat Savanna voor vroeg volgende jaar in die plaaslike mark betrokke gaan wees nie. Dit is bloot ook op hierdie stadium 'n opinie. So eventueel sien ons dan dat daar 4 slagpalings in Namibië aktief gaan wees. Ons praat van Meatco, wat ons glo 'n plek in die mark het, veral as jy diere het wat nie aan die internasionale standaard voldoen nie, wat vir die plaaslike verslagting en markte wel het. Dan is daar Beefcore wat reeds redelik sterk uitgebrei het. Beefcore wat ek dink op hierdie stadium redelik met gemak ongeveer 200 eenhede 'n jaar gedag kan hanteer. Ons praat van RMP wat 150 eenhede 'n dag kan hanteer, en ons praat van Savanna wat hoop om 250 eenhede 'n dag te kan hanteer. Nou daar is baie spekulasie in die mark en die vraag wat baie relevant is. Die mense vra, maar hoe gaan daar 'n plek wees vir 4 slagpalings? Ek wil net vir ons opinie is, daar is 200.000 kalvers wat 'n jaar uit Namibië uitgaan.
as 100.000, as ons dit net kan halveer, en ons sal bietjie later kom in dit wat die mark wil hê, en waartoe ons sien dinge behoort te beweeg, en ons voorsien dat dit gaan beweeg. As net 100.000, net 50% van die kalwers wat die jaar uit Namibië teruggehou word, dan voorsien dit reeds aan beide hierdie twee nuwe slagpalings of nuwe toedieers se volle behoefte. Oké, ons gaan demonstrasie doen met 'n vierkantbaler, met 'n Sikoria baler. Dis ek dink by ver die mees verkoopste square baler in Namibië. Right, Sikoria baler, hy word in Italië gebou. Hy kom in verskillende weergawes. Dit gaan hoofsaaklik oor sy pick-up wyte. Hierdie is die model met 'n fisiese pick-up wyte van 1.4 meter en dan het jy nog die een groter model wat ons hier verkoop, is 1.8 meter. Dan opsioneel op hom kan jy 'n fan opsit en die fan hou die knopers skoon. Dit is nie net 'n sales gimmick, hy werk regtig goed. Hy hou die knopers skoon. Jy het minder slytasie, jy het minder stof en gras wat binne in die knoper vasbly, so dit verduur of dit jou lewenstyd gaan net 'n bietjie langer wees op die hele knoopstelsel. Dis 'n groot voordeel. So ons gaan nou die rye bietjie af. Dan gaan ons 'n paar bale doen. Ons het hom al ingestel want gewoonlik jou eerste 3-4 bale wat uit die baler uitkom is altyd bietjie of die lengte is nie reg of hy's te lank, so hy moet eers bietjie druk ophou in die baalkamer sodat die bale dan ordentlik uitkom. Vrae is welkom. Nou of daarna. So ons gaan eers die square baler demonstrate en dan gaan ons ook die ronde baler, gaan ons ook 2-3 bale gaan ons uitgooi. Okay. Wat hom redelik goed geskik maak vir balery, nommer 1, sy pick-up is met 'n V-belt aangedryf. So dit beteken as iets op die pick-up of iets haak, kan die V-belt gly. Dit is nie 'n ketting of iets. Dan obviously het jy agter by jou knoper het jy jou timing. Jy het 2 beskermingsmeganisme. Jy het 'n shearbolt op die flywheel voor en 'n shearbolt het jy op jou knoperstelsel self. So as een shearbolt breek, sê maar die voorste shearbolt breek, dan spring agter, ons noem dit 'n polisieman, dis 'n eiserblok wat in die kanaal inspring. Hy breek jou stamper en verhoed dat jou stamper en jou naalde kan afbreek. So dit is jou beskermingsmeganisme vir jou naalde. Soos baie selde dat jy deur 'n timing issue dat jy jou naalde sommer gaan afbreek. So dit maak hom nogal goed geskik, so hy het baie beskermingsmeganisme. Dan word ek altyd gevra, baaltou, hoe werk dit met die baaltou? My baler baal net met rooi baaltou of myne net met blou. Die kleur maak nie 'n verskil. Dit gaan altyd daarvan af. Hoe sterk is jou baaltou? Dit beteken jy vat 1 kilogram rou materiaal, hoeveel meter baaltou maak jy 1 kilogram. So as op die rol staan, dis 'n 350, dan het hulle 1 kilogram rou materiaal, het hulle 350 meter tou gemaak. So dit is vir 'n square baler. Dan kry jy nog 'n 400 meter. Dit beteken hy is bietjie dunner omdat hy is bietjie langer ook uit 1 kilogram. Vir 'n ronde baler dan kyk ons na om en by 1000 meter per kilogram want hy het minder tensile strength nodig. So dit is nommer 1 waar jy kyk na baaltou is wat is jou breekkrag, hoeveel meter per kilogram en dan kyk jy ook hoe glad is die tou, hoe maklik kom hy uit die rol uit en hoe maklik beweeg hy deur jou stelsel, want jy kry baaltou wat redelik glad is, hulle werk lekker deur en dan kry baaltou wat bietjie meer grower is, daar's bietjie meer stremming as hy nou deur jou knoopstelsel deurgaan. So dit is die goed waar jy so bietjie moet kyk by baaltou en ons kom redelik agter ouer baalmasjiene werk met dikker baaltou bietjie beter omdat dit bietjie al slytasie bietjie op. Ek kry dikke knoop kry nou of makliker af van sy bilhoek. So dit is maar so bietjie waar dit oor baaltou in die goed gaan. So enige vrae oor die masjien? Niks. Hy is op die oomblik so 460 excluding wet. En dan kan jy opsioneel jou fan bysit of nie. Die fan is nog so 8500 excluding. Alright. 1.8 is om en by so 30.000 liter. Ja. Okay. 1.8 sou hier natuurlik bietjie lekker gewerk het. Dis baie wye windrye. Daar is die kans dat jy alles met een slag wegvat is natuurlik groter.
So dit is maar die voor- en die nadele. Nadeel is, die ouens ry makliker in 'n paal vas met die 1.8. Dit het ons al gesien, ja. So, alright. Is jou blower, is dit 'n blower of is dit 'n extractor? Dus hy blaas af. Hy blaas af en agter blaas hy die saad of die stof. Nee, die blouer is klaar op die klap agter, bokant die knoper. Hy het ene in, ja. Hy was nog net nie aangesluit oor die 12 volt kabel. Netjies. 2 minute. Ek is Jackie Karunga. Ons boer op 'n plaas Welmer. Dit is net 10 km buite Osire in die Okakarara distrik. Ons is nou al 20 jaar op die plaas. Ons boer 'n bietjie met bees, Brahman bees, Damara skaap en dan die boerbok. Ek het 'n tuin waarvan ek my ekstra geldjies maak vir skoolvakansies wanneer die kinders moet iewers na toe gaan of hulle buiteaktiwiteite. Hierdie kom alles uit my tuin uit. Hierdie is makatan. Makatan, ons maak stukke daarvan. Ons maak konfyt daarvan. Hierdie konfyt het suurlemoen in. En dan maak ons chutney, 'n bietjie curry by, so 'n lekker smaak. Hierdie was eintlik ons hoofeen waarmee ons begin het, die pasta sauce. Ons het baie tamaties gehad, ons het nie geweet wat, hoe, waar nie. Begin ons dit verwerk na pasta sauce. En dan het ons natuurlik moes nou die tamatie jam, een van die favorites. En dan het ons parsley kom ook uit ons tuin. Met die parsley, dit is 'n herb wat gebruik word in verskillende disse. En dan het ons natuurlik die grove sout wat ons infuse met die spring onion. Baie lekker smaakie. Dit is wat ons doen daar. So, hoeveel is julle wat saamwerk om alles hierdie te maak? Hierdie is maar dit kom nou definitief net uit die Nuclear familie. Ek en my kinders wat dit doen. Ons is 4 wat dit doen. So ons involve nie die werkers nie. Dit is maar slegs ek en my kinders. Ja. En die tuin, hoe groot is die tuin omtrent? Die tuin is 'n hektaar. 'n hele hektaar? 'n hele hektaar, maar dit is nie net dit nie. Ons het ander goed ook wat ons plant, soos byvoorbeeld die mielies. Daar is ander herbs wat ons plant wat ons nie prosesseer nie, wat ons net gebruik vir tuisgebruik. Nou sê maar daar's nog iemand wat so 'n bietjie ekstra tomaties en so het. Wat sou jy van raad vir jou gewees het aan hulle as hulle nou wil begin? Van die bottling tot die labels tot die groei van die plant, al daai tipe goede. Wat is die raad wat jy vir mense wat ook wil doen wat jy doen? Ek sou sê dit is 'n goeie ding om te doen. As ons oorvloed het, dan kan ons natuurlik klomp ander goed doen. Met tamaties kan ons byvoorbeeld droog. Ons hou ook gedroogde tamaties aan. Op die oomblik is die seisoen verby, so dit is dit wat ons het, is alles wat ons geprosesseer het. Ek doen ook trainings. Daar's mense wat uitreik wat graag wil leer, sodat ons neem mense in om dit te doen. Ons gee klasse, hulle kan prakties kom doen by ons. So ja, kom en ontmoet ons. En dan waar kan mense jou vind? Is jy op social media of so? Hulle kan my kry op Instagram, Jackie Karunga. Hulle kan my kontak op my selnommer. Ons selnommer is op ons labels. Al ons labels word geprint in Otjiwarongo. Van Greater Tomorrow print hulle. En hulle kan my kry, my nommer is 0811 24 3925.
En daar het julle vir vandag se program van ingelegde groente op Welmar saam met Jackie Karunga van GJK Farming tot baaltegnologie op die land met Massey Ferguson se ronde en vierkantbalers. En uiteindelik die groter prentjie van vleisproduksie in 'n tyd van krisis soos ontleed deur Sarel de Tooy, wat vra of die mark ooit weer normaal sal wees. Tot volgende keer, bly ingeskakel op AgriMonitor.